Goeiedag, my naam is Jaco Pieter, welkom hier by ons Sluit die Woord. Ons het vandag 'n heerlike gesprek oor ons ervaringswêreld en hoe die ervaringswêreld wat ons in ons lewe ervaar, 'n groot invloed op ons lewe kan hê. Ons as mense is geneig om vas te val in ons ervaringswêreld. Daarmee bedoel ek eenvoudig dat wanneer daar dinge met ons gebeur wat sleg is, dat ons geneig is om dit met ons saam te dra ons hele lewe lank. So ons moet vandag kyk hoe ons daardie situasie kan hanteer. As ons slegte ervarings gehad het en hoe ons dit moet hanteer, wat ons daaraan kan doen. Want 'n ervaring is iets wat gaan vas lê in jou gedagtes en emosies, selfs in jou liggaam. Jou liggaam stoor net soveel van die slegte ervarings wat jy gehad het. Goeie ervarings word ook gestoor in jou gedagtes en in jou hart en ook in jou liggaam. En ons moet onthou dat hierdie ervarings bepaal hoe ons na die lewe kyk. En wanneer ons gaan verstaan hoe ons na die lewe kyk, sal dit ons help om die ervarings waardeur ons gaan te kan hanteer. Daarom is dit belangrik dat ons ook gaan kyk na wat die woord vir ons hieroor sê. En ons kyk vandag na Genesis, veral na die verhaal van Josef, waarmee hy so goed bekend is. En ons weet dat Josef in sy lewe deur moeilike omstandighede gegaan het. Almal ken die verhaal baie goed, waar hy vir sy broers en sy pa vertel van die drome wat hy het, en wat die uiteinde daarvan was, dat hy verkoop was om in Egipte 'n slaaf te wees. En ons weet ook die probleem van die haat van die broers teenoor hom wat hom wou doodmaak, en die uitvloeisel van 'n pa wat hom eintlik bederf het en voorgetrek het by die ander broers. So ons sien hier dat Josef 'n ervaringswêreld gehad het wat redelik interessant was en half nie so gesond soos wat ons altyd dink nie. Maar in dieselfde asem met Jakob ook 'n ervaringswêreld gehad en so ook elkeen van Josef se broers. So ons kan regtig in elkeen van hulle se lewe ook ingaan, maar ons het net nie genoeg inligting van hulle daarna nie. Dis redelik beperk. So ons weet van Josef baie meer. So kom ons gaan in op Josef. En ek wil hê dat jy ook op 'n manier na jou eie lewe moet kyk en vir jouself moet vra, wat leer jy by Josef? Want ons weet dat Josef ook wysheidsliteratuur is. Dis soos Psalms en Spreuke en Job en Prediker. Is Josef se verhaal eintlik vir ons ook 'n lewe van wysheid en dan ook 'n lewe van opoffering en 'n verhaal van iemand wat sy lewe aflê ter wille van ander mense. Josef kom in Genesis 45. Dit is nou nadat hy sy broers op en af gestuur het, terug na sy pa toe en nadat hy sy boetie in die tronk gesit het en na al hierdie dinge wat hy gedoen het, kom hy in Genesis 45 en hy maak homself bekend aan sy broers. En dan sien ons wat hier gebeur is dat Josef in die eerste plek so hard huil dat die mense in die paleis hom hoor. Daarmee gee hy te kenne hoe intens en traumaties die afgelope ongeveer 20 jaar in sy lewe was. Hy was min of meer 17 toe hy verkoop was en min of meer hier by die laat 30s toe hy sy broers vir die eerste keer weer gesien het. Ons weet die datums is dalk maar net tentatief, maar dit gee vir ons regtig 'n baie goeie idee om in ons eie lewe te probeer verstaan hoe lank 'n mens met 'n slegte ervaringswêreld kan loop. Tot 'n mens op 'n punt kom om te sê, maar hier moet 'n oplossing kom. Hierdie slegte ervaringswêreld moet nou stop. Hierdie ervaringswêreld moet nou genees en die manier wat ek na die lewe kyk moet nou verander. En dit is wat ons hier by Josef leer in Genesis 45. Die eerste wat hy dus doen is ons lees in Genesis 45 dat hy so gehuil het dat die paleiswagte hom gehoor het. Nou ons weet dat hy dan 'n regtig groot keel moes opsit en dat dit vir hom regtig 'n baie intense en spanningsvolle ervaring was om sy broers weer te sien, maar veral dan om vir hulle dan te sê wie hy is. En vir ons is dit net so belangrik om eerlik te wees oor die emosionele spanning wat ons in ons lewe het as gevolg van ons ervaringswêreld. En ek weet baie mense kan sê dis dalk 'n oorvereenvoudiging van Josef se verhaal, maar ons sien dat dit belangrik is
dat wanneer ons onsself weer voorstel om te sê ek is wie ook al my naam is, dat dit tog op 'n manier spanning gaan wees as jy jouself regtig wil reveal, as jy regtig self vir mense wil sê wie jy as individu is. En dit doen Josef nadat hy so hard gehuil het dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis hom gehoor het, sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? En hiermee wil hy vir hulle te kenne gee dat hy die een is wat die drome gehad het, dat hy die een is wat die moeilikheidmaker was in hulle oë, en dat hy die een is wat deur hulle verkoop was. Nou jy kan jouself net indink wat 'n skokkende ervaring dit moes wees vir sy broers, wat eenvoudige mense was wat kom kos haal het om vas te kyk in die persoon wat in beheer is van die kos in Egipte. En die persoon wat die mag het om enigiets met hulle te laat gebeur. So mens kan die vrees en die angs by hulle net probeer begryp. Die tweede vraag wat Josef vra is, leef pa werklik nog? So vir hom gaan dit absoluut oor sy familiebande, oor sy pa, oor sy liefde vir sy pa en waar sy pa is. Nigter weet hoekom hy nooit gaan navraag doen uit die afgelope klompie jare wat hy in Egipte was nie. Niemand ken daardie omstandighede nie en die Bybel praat ook nie daaroor nie. So ons kan nie onsself daaroor uitlaat nie. Maar wat ons wel hier sien is dat Josef 'n intense verlange gehad het na sy pa en dat sy verlange na sy pa vir hom dalk meer intens was en ek dink elkeen van ons kan onsself net indink hoe traumaties dit moet wees as jy lief is vir jou pa en jou pa jou al voortrek en ewe skielik is jy weg en verkoop en word jy soos 'n slaaf behandel en moet jy ook vir 'n paar jare in die tronk sit. So dit moes vir hom 'n geweldige verlange gewees het na sy pa. En daarom dat hy dit natuurlik vir hulle vra. En ons weet ook dat sy broers bang was vir hom. Ons lees dit in vers 3, die tweede gedeelte. Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Nou dit kan ons heeltemal verstaan, want ek dink elkeen van ons sal net so bang gewees het as ons die culprits was wat ons boetie verkoop het en hier staan 'n maghebber voor ons en hy maak homself bekend as ons broer. Natuurlik is dit 'n totale disoriëntasie en is dit 'n geweldige skok dalk vir sy boeties, want wat Josef dan volgende sê is nog meer interessant. Hy sê vir hulle, kom na my toe, en toe hulle nader kom sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. Hier kom hy met die volle sak patats en hy kom sê vir hulle presies wie hy is en hy kom sê presies vir hulle wat hulle gedoen het. Nou hier is vir ons 1 of 2 of 3 belangrike dinge. Die eerste is dat hy hulle nader roep en in die antieke tyd, Middellandse tyd, weet ons dat hy nou die spanning van die bande wat vertroebel het op 'n manier hier wil herstel deur hulle nader te roep en vir hulle na hom toe te laat kom om dan ook vir hulle die nodige veiligheid te laat voel. En dan sê hy vir hulle in hierdie intieme oomblik, ek is julle broer Josef. Nou jy kan jouself indink wat nou gebeur, want nou word sy identiteit vir 'n tweede keer aan hulle bekend gemaak en hy sê vir hulle, ek is julle boetie Josef. Om alle misverstande uit die weg uit te ruim, moet hierdie broers nou presies weet wie hier voor hulle staan. En dan leer ons 'n belangrike ding wat Josef hier sê. Julle het my verkoop. So Josef leer vir ons hier wysheid. En hierdie wysheid is dat ons die skande op die naam moet noem. Dat ons nie moet skroom dat wanneer dinge in ons verlede sleg geloop het, wat skandalig was of wat ons as 'n skande of vernedering ervaar het, dat ons dit toe weg te steek nie. Inteendeel, ons leer hier dat ons die manne moet of die waagmoed moet hê of die vroue moet hê om te sê, dit is wat met my gebeur het en wie dit dan veroorsaak het. Nou leer ons hier by Josef 'n volgende wyse ding. Hy doen dit nie om hulle te oordeel nie. Hy doen dit nie om hulle skrik op die lyf te jaag nie. Hy doen dit nie om hulle terug te kry nie. Dit het hy klaar gedoen toe hy hulle op en af gestuur het en die goue beker in die boetie se sak gegooi het en so aan. So daai fase is hy nou klaar oor, die wraakfase en die fase van disoriëntasie wat hy nie eintlik weet hoe om die situasie te hanteer nie. Sien ons dat hy nou meer vaardig is om dit te hanteer. En nou staan hy voor hulle en hy sê, julle het my verkoop. En in jou lewe kan jy bietjie gaan dink, intens gaan dink, watter dinge in jou ervaringswêreld
in jou verlede, het jy soos 'n skande ervaar? Het jy soos 'n vernedering ervaar? Het jy ervaar maar daardie ding het my dalk geknak, of dalk was ek geboelie op skool en seuns het my seer gemaak, of ek was 'n dogter op skool en my maatjies het my verneder en uitmekaar getrek met hulle woorde in my hart vol pile gesteek, of wat die geval ook al is. Dit kan wees dat jy in jou verlede dalk deur 'n molestering moes gaan, of egskeiding, of 'n familietwis, of dat jy verneder was by jou werk, dat jy jou werk verloor het. Dit kan wees dat jou ervaringswêreld in die lewe sleg was en heeltemal op 'n ander vlak lê. Dit kan lê op 'n vlak van 'n geliefde wat jy verloor. Dit kan op die vlak lê van 'n egskeiding of 'n vlak van spanning wat jy ervaar oor jou werk en vernedering by die werk. Dit kan op soveel verskillende vlakke lê. Dit kan ook beteken soms dat jou kinders jou afskryf of dat jou ouers jou afskryf. 'n Klomp van hierdie goeters, dinge wat ons nie in die publiek oor praat nie, omdat ons onveilig is en omdat ons nie altyd weet wat mense gaan doen met hierdie inligting nie, hou ons dit liewers vir onsself en sal ons dit met 1 of 2 persone hanteer. En die rede hoekom ons meestal nie oor praat nie, is eenvoudig omdat mense dalk vir ons partykeer antwoorde en oplossings gee wat vir ons verregaande is, of wat ons in 'n baie moeiliker posisie plaas, of wat die lewe vir ons erger maak. Byvoorbeeld, wanneer mense vir jou nadat jy 'n groot verlies gehad het, 'n dood van 'n geliefde, byvoorbeeld dinge sê soos, jy weet die Here pluk 'n mooi blommetjie, of die Here het 'n doel hiermee gehad, of ten minste het julle die maand voor die tyd nog goed gekuier, of sulke tipe van oppervlakkige stellings wat mense maak. Mense wat deur molestering en verkrachting gegaan het, vir wie daar baie keer gesê word, dit is nou verby en jy moet nou oor dit kom en jy moet jou lewe weer regkry. Mense wat bipolêr en depressief is, wat min mense ook oor praat, dis 'n taboe, want wanneer iemand gediagnoseer word met bipolariteit en 'n ervaringslewe het van geestesgesondheid, is daar soveel diskriminasie wat 'n mens kry in die samelewing. Mens dank die Here dat daar baie spesialiste en dokters is en terapeute wat mense hanteer met respek en met kundigheid. Maar dis ook 'n taboe. Mense wil nie praat oor die ervaringswêreld nie, want mense verstaan nie. Ander mense verstaan nie hierdie kondisies nie. Dieselfde wanneer jy deur 'n egskeiding gaan, want wanneer jy deur 'n egskeiding gaan, is daar mense wat aan die een kant vir jou kant kies en jou opmaak teenoor jou huweliksmaat voordat jy skei. Daar's mense wat kant kies en wat later saam met jou 'n geveg veg en jou kop vol giftige dinge praat wat dinge net vererger. Of daar's mense wat die ander party net so sleg maak en sleg sê dat jy nie eintlik meer kans sien om saam so 'n persoon in 'n huwelik te wees nie. Of mense oordeel jou omdat jy deur 'n egskeiding gaan, of hulle oordeel jou omdat jy nie meer kans sien om voort te gaan nie. En so kan ek baie voorbeelde noem hoekom mense nie in hulle lewe wil praat oor hulle ervaringswêreld nie. En daarom word baie van hierdie gedagtes en emosies privaat. En wanneer dit privaat raak, sit ons met hierdie innerlike lyding, hierdie innerlike swaar kry, waardeur ons gaan om te probeer oorleef. Nou vandag wil ek vir jou uitnooi dat jy van vandag af sal begin vir jouself sê, ek gaan die ding op die naam noem. Ek gaan die ding 'n naam gee waardeur ek gaan. En as dit drank is, dan sê vir jouself, drank is 'n probleem in my lewe. As dit enige van die vorige voorbeelde is wat ek genoem het, moet jy vir jouself sê, dit is die dilemma waardeur ek gegaan het. Dit is my probleem. Dit moet hanteer word. Of daar's 'n familieskande. Die bande tussen pa en kinders is nie reg nie, of ma en kinders is nie reg nie, of onderling tussen kinders nie reg nie. Noem die skande op die naam. Want daarin kan jy nou vir die eerste keer begin om gesond te word, deur te erken watter emosie en gedagtes in jou kop is. En wanneer jy dit erken, dan kan jy jou lewensuitkyk begin verander. Dan word jy nie meer deur hierdie skande, deur hierdie trauma gedryf nie, deur hierdie verlies. Dit bepaal nie meer jou identiteit nie. Want ons leer by Josef dat dit verskriklik belangrik is dat ons na afloop van slegte tye ons identiteit bekend moet maak en presies sê,
wie ons is. Maar ons leer by Josef ook van versoening. Ons leer by Josef van regmaak, dat hy wat die lydende party is, die swaarkry party is, die een is wat sê, kom na my toe. Vanuit sy magsposisie, vanuit die status wat hy het, is hy die een wat wil seker maak dat verhoudings weer herstel. En dan sê hy vir hulle, julle het my verkoop. En ek wil vir jou uitnooi dat jy vandag braaf genoeg sal wees om die skande op die naam te noem. Ek gaan ook my e-posadres aan die einde van hierdie program gee, dat jy met my kan kontak maak as jy dalk sit met een van hierdie dilemmas en dat jy dalk net wil hê dit moet ontlont word in jou lewe, dat jy vorentoe kan gaan. Nou sê Josef vir hulle in vers 5, nadat hy die skande op die naam genoem het, maak hy 'n verskriklike interessante sprong in die regte rigting. Hy neem 'n sprong in die rigting van genesing. Hy is braaf genoeg om die volgende tree te gee en die hele groep, die familie waarin die skande plaasgevind het, na 'n volgende vlak toe te vat. Vers 5, maar julle moenie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die 2de jaar van hongersnood. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. En interessant hier, sien ons in die eerste plek hoe Josef die hele situasie wat plaasgevind het, terugbring in die konteks van die drome wat hy gehad het toe hy 'n jong seun was. Maar wanneer hy dit doen, doen hy dit nie verwytend nie. Hy sê nie vir hulle, ek het julle mos gesê, julle wou nie na my luister nie. Daar's geen arrogansie meer in Josef hier nie. Want wat Josef nou hier sien, is die plan van God. Nou dit is 'n tegniese en 'n moeilike, delikate plek om by uit te kom, omdat mense vir ons baie keer sê, maar jy moet God se doel en God se plan in al hierdie dinge raak sien. Nou ek verskil van daardie eenvoudige opmerkings. Vir my gaan dit baie meer daaroor dat jy in jou persoonlike verhouding met God en deur God se betrokkenheid in jou lewe op so 'n plek sal kom. Onthou, baie mooi in Josef se verhaal lees ons 'n paar maal, God was by Josef. En jy kan weet dat die Here by jou is, dat die Here die een is wat vir jou in hierdie omstandighede dra, dat hy die een is wat vir jou krag gee, en dat hy die een is wat vir jou bring op die punt waar jy sy hand kan raak sien, sy hand van bewaring, sy hand van genesing, en moet tog nooit dink dat slegte goed wat oor jou pad gekom het, uit die hand van die Here af is nie. Sien liewerster in jou lewe dat die Here sy doel bereik met jou lewe, ten spyte van wat sleg is, want ons leer dit by Josef, ten spyte van wat sy broers aan hom doen, het God nog steeds sy doel met Josef bereik, want dit was God se plan met Josef, om hierdie drome te kry, en dan na Egipte toe te gaan. Maar deur middel van die broers se situasie het hulle dit vererger, maar Josef was in elk geval waar hy moes wees. En dan gebruik die Here vir hom. So die Here kom en hy herstel hierdie familieskande op 'n manier deur vir Josef dan te gebruik om te sorg vir die mense vir kos. Dit sê vir ons dat ons uit disoriëntasie na reoriëntasie toe kan gaan. Want slegte goed disoriënteer ons. Ons het klaar gepraat oor Josef se disoriëntasie as kind, hoe hy verkoop was, hoe hy in die put gegooi was, hoe hy in die tronk gegooi was, onskuldig, en wat hy alles in die tronk moes deurgaan. Kan jy jouself net indink watter disoriëntasie dit in jou lewe is? En ons weet, swaar kry laat ons groei. Ons weet dat swaar kry ons help om sterker te word. Ons weet dat die Here tydens swaar kry by ons is, maar ons weet ook dat ons nie in hierdie lewe gespaar word van swaar kry nie. Ons is nie vrygeskeld van swaar kry nie, want ons leef in 'n wêreld tussen mense, mense wat sonde doen, mense wat haat, mense wat wreed is, mense wat oor ander mense wil loop. En daarom moet ons by Josef leer dat ons kan reoriënteer, dat ons weer tot verhaal kan kom, dat ons weer ons doel in perspektief kan verstaan, en dat ons weer God se rol in ons lewe kan raak sien. Want dit is wat Josef dan sê, nadat hy vir hulle sê, moenie sleg voel of bang wees nie. Met ander woorde, weer kom stel hy hulle gerus, want vir hom gaan dit op hierdie oomblik oor die groter prentjie van God, en dit gaan vir hom hier oor die hand van God wat in sy lewe werksaam is.
En dan sê hy, God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. So van verkoop na gestuur, lees ons in Genesis 45. Julle het my verkoop, ek is Josef, julle het my verkoop, en hy beweeg na, moenie bang wees nie, omdat julle my verkoop het nie, want God het my gestuur. Hier sien ons dat Josef herformuleer. Hier sien ons dat Josef die hele situasie vanuit 'n ander hoek beskryf. Ons sien hier dat hy die lewenservaring totaal anders ervaar op hierdie stadium. Hy skep 'n nuwe lewenservaring. Hy is op die punt om sy gedagtes en emosies aan God oor te gee, om God raak te sien in alles, en hy herformuleer vir sy broers dat God hom gestuur het. Hy sê dieselfde weer in vers 7, herhaal hy dit vir 'n tweede maal. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou, en sodat baie aan die dood sal ontkom. Vir 'n tweede maal herformuleer Josef dit vir sy broers en gee hy hiermee te kenne wat regtig in die diepte van sy hart aan die gang is. En is in die krag van die herformulering waar daar vir my en jou genesing kom, waar jy vir jouself kan sê, ek is deur 'n slegte werkservaring, maar op die einde van die dag het ek nou op 'n beter plek uitgekom, en ek sien nou die hand van die Here wat my gehelp het deur die moeilike situasies waar ek was, maar ek sien ook die versorgende hand van God vandag in my lewe. En ek wil vir jou uitnooi om in jou lewe te gaan kyk na herformulering, om te gaan kyk wat in jou lewe nodig is om te herformuleer. Dan gaan Josef verder vir 'n derde maal, herformuleer hy in vers 8. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte. En in hierdie derde herformulering haal hy sy broers uit die formule uit. Julle het my nie gestuur nie, julle het nie 'n aandeel gehad in hoekom ek in Egipte is nie. Julle het niks veroorsaak dat ek hier is nie, want God is die een wat besluit het dat ek hier moet wees. En in hierdie herformulering van Josef wys dit vir ons dat God hom aangeraak het en hom genees het, dat God die een is wat in sy lewe vir hom volkome genesing bewerk het, en dat hy die een is wat vir Josef aangestel het, dat hy die een is wat vir Josef die mag gegee het, dat hy die een is wat vir Josef die gesag gegee het, en dat Josef dit doen omdat God hom aangestel het. En dan sê hy weer vir hulle, vir 'n tweede maal, kom na my toe, moenie huiwer nie, kom na my toe. Hy herstel die verhoudinge. Hy is die een wat die uitnodiging rig dat die familiebande weer moet herstel, nie net emosioneel nie, maar nou geografies. En hy sê vir hulle, kom bly in die Gosenstreek. Met ander woorde, hy wil nou die intimiteit op so 'n manier herstel, dat dit ook geografies verander. En dan sê hy vir hulle, dan is pa naby my, pa en pa se seuns en kleinseuns en kleinvee en grootvee en alles wat pa besit, kan hierheen kom en ek sal vir pa onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie. Pa en pa se familie sal almal by pa kan oorleef. Hiermee wil hy vir hulle dan sê, ek neem verantwoordelikheid dat dit met julle goed sal gaan. En ons sien hoe Josef hierdie geweldige spronge maak in hierdie hoofstuk, wat eintlik vir ons in ons koppe nie heeltemal sin maak nie, en wat baie van ons nie kans sien om te doen nie. Maar hierin lê baie wysheid. Ek het in die begin gesê, hierdie is 'n wysheidsverhaal. Hierdie gaan oor wysheid. Hierdie gaan oor hoe om die lewe te bemeester. En om die lewe te bemeester kan plaasvind wanneer jy op die punt is om te sien wat God in jou lewe doen. En ek wil vir jou uitnooi op hierdie oomblik. Maak jou oë oop. Sien wat God regtig in jou lewe doen. En dan sê Josef, julle sien self, sien dit ook. My broer Benjamin ook. Dit is ek wat met julle praat. Vir 'n derde keer maak hy homself bekend. So ons sien hierdie 3 herhalings van sy identiteit wat hy bekend maak. Ons sien die 3 herformulerings. En dan in vers 13, julle moet vir pa vertel van al my mag hier in Egipte en van alles wat julle gesien het, maak gou en bring vir pa hierheen.
En dan gaan Josef verder met die intimiteit vir 'n derde keer ook. Kom hy met die intimiteit. Hy het vir hulle gesê, kom na my toe in die eerste gedeelte, en toe het hy gesê, kom na my toe in die Gosenstreek, en vir 'n derde maal omhels Josef sy broer Benjamin, en hy huil, en hulle het mekaar, Benjamin het op sy skouer gestaan en huil. En dan gaan Josef verder, en hy wys aan sy broers dat hy ernstig is oor die intimiteit wat herstel moet word, en hy het al sy broers gesoen, en by hulle gestaan, en huil. En eers daarna het sy broers met hom begin praat. Hierin vind ons dan 'n onbeskryflike verhaal van genesing, herstel, herformulering, reoriëntasie, 'n nuwe lewenservaring, 'n nuwe lewensuitkyk, gedagtes wat getransformeer word en deur 'n metamorfose gaan om gelykvormig te wees aan die beeld van ons Skepper. En ons vind hier in die erkenning van God se aandeel in die suksesse van ons lewens, in die feit dat ons oorleef het, in die feit dat ons sy getuienis kan wees. En ons leer by Josef om onsself nie blind te staar in ons skande. In sy geval was dit verkoop, maar ons leer by hom dat hy deur stappe gegaan het om by genesing uit te kom. En dit gaan oor die identifisering van die self 3 maal. Dit gaan oor die skande wat op die naam genoem word. Dit gaan oor die skande wat binne die lig van God geplaas word, en dat die skande onderwerp word aan God se mag en gesag. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. As Paulus sê, maak julle gedagtes gehoorsaam aan Christus, want gedagtes is soos vestings. En hierin leer ons dat daar vir jou hoop is, dat daar vir jou genesing moontlik is, dat daar vir jou herstel moontlik is, en dat jy in jou lewe regtig sinvol vorentoe kan gaan in jou lewe, wanneer jy soos Josef na dinge wil kyk, en wanneer jy by Josef wil leer. Natuurlik, as ons na Christus kyk, dan sien ons op 'n totale goddelike vlak hoe hierdie afspeel, hoe Jesus sy lewe aflê, hoe hy homself verneder, Filippense 2, hoe hy 'n slaaf word, hoe hy sterf, en hoe hy alles doen en sy lewe oorgee aan ons. En dat hy vir ons help om uit hierdie skandes op te staan. Dis hy wat ons reinig van ongeregtigheid. Dis hy wat ons help om ander te vergewe, wat vir ons die opdrag gee om te vergewe. Dis hy wat herstel, herskep en genees. Dis hy wat vandag vir jou uitnooi. Almal wat moeg en oorlaai is, kom na hom toe. En Jesus nooi vandag ook vir jou uit, dat jy met jou laste na hom toe gaan en dat jy alles in sy hande oorgee. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons wil vir u dankie sê, ons loof u, ons prys u groot en heilige naam, omdat u vir ons sorg, omdat u vir ons help om uit ons skandes uit op te staan, en dat ons wanneer ons u hand raak sien, daar vir ons genesing begin plaasvind, wanneer ons eie identiteit in u begin sien, wanneer ons skandes kan herformuleer, en dat ons besef dat u die een is wat vir ons 'n nuwe oriëntasie gee, volgens u wil. Ons loof en prys u naam daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, jy's baie welkom om vir my e-pos te stuur by jpitter@outlook.com, jpitter@outlook.com, indien jy in verbinding wil tree, of indien jy dalk net 'n e-pos gesprek wil hê, of indien jy sommer net jou storie wil deel. Mag die Here vir jou baie ryklik seën en mag jy 'n wonderlike dag verder hê, en ek bid vir jou net alles wat mooi is toe. Groete.